elke individu en gemeente, welkom by TD Kerk se lewendige uitsending en of opnames van ons prediking en aanbidding. Jy kan ons kry op Facebook, YouTube of loer op ons webtuiste. Soos altyd wil ons jou help om Jesus te beleef, mekaar te disipuleer en jou wêreld te verander. Lukas 6 vers 27 tot 36. Kom ons luister mooi en kom ons lees saam. Is nou Jesus wat hierso praat, né? Maar as julle gewillig is om te luister, sê ek, julle moet julle vyande lief hê. Doen goed aan die wat julle haat. Seën die wat julle vervloek. Bid vir hulle wat julle seermaak. As iemand jou op die wang klap, draai ook die ander wang. As iemand jou bokleed vra, bied ook jou onderkleed aan. Gee wat jy het aan enige iemand wat dit van jou vra, en as iets van jou weggeneem word, moenie dit probeer terugkry nie. Doen aan ander wat jy wil hê, hulle aan jou moet doen. Dink julle is verdienstelik, as julle net die liefhet wat vir julle lief is. Selfs die sondaars doen dit. En as julle net goed doen aan die wat aan julle goed doen, is dit dan so wonderlik? Die sondaars doen dit ook. En as julle geld leen, net aan die wat julle kan terugbetaal, is dit iets besonders? Selfs sondaars leen aan sondaars om die volle bedrag terug te kry. Nee, julle moet ook julle vyande lief hê. Doen goed aan hulle, leen aan hulle, en moenie bekommerd wees dat hulle julle dalk nie kan terugbetaal nie, dan sal julle beloning in die hemel baie groot wees, en julle sal werklik optree as kinders van die Allerhoogste, want hy is goed vir die ondankbares en die slegtes. Julle moet barmhartig wees, soos julle Vader barmhartig is. Net tot daarso. Ek praat met jou vanoggend oor die tema, wat maak jou anders? Wat maak jou anders? En ons kan hierdie vraag kan jy op twee maniere lees. Ons kan om op 'n manier lees waar ons kyk na die vrug van ons lewe. Met ander woorde, die klem is op die anders. Wat maak jou anders? Wat maak jou anders? Wat se vrug in jou lewe? Wat is anders aan jou gedrag? Wat is anders aan hoe jy optree? Wat doen jy wat jou anders laat lyk? Wat onderskei jou van die mense om jou? Op die oog af lyk dit asof dit is wat Jesus hierso vir ons wil probeer sê en wat hy vra, wat hy op aanspraak maak. Dit lyk asof Jesus klem plaas op sekere gedrag. Hoe lyk jy anders? Jesus lig nou natuurlik sekere gedrag hierso uit wat ons nou na gekyk het, en kom ek kyk net gou-gou bietjie weer en ek zoom in op hierdie goed wat Jesus hier sê. Wat maak jou anders as die norm daar buite? Hy sê, julle moet julle vyande lief hê. Laat dit insink. Dit gaan my verseker anders maak as die meeste mense om my, want die norm is, haat jou vyand. Is julle saam met my? Wat is die norm? Haat jou vyand. Die Jesus sê, jy moet jou vyand lief hê. Okay, nommer 2. Doen goed aan die wat jou haat. As jy dit doen, gaan dit jou anderstes laat lyk as die norm, want die norm sê, as iemand sleg aan jou doen, wat doen jy? Doen terug sleg aan hom.
Seën die wat jou vervloek. Iemand vervloek jou, seën hom. Dit gaan jou anders maak as die norm. Want die norm is, as iemand my vervloek, vervloek ek jou terug. As jy my vloek, vloek ek jou terug. Soort vir soort. Bid vir hulle wat jou seer maak. Dit gaan jou anders maak, want die norm is, as iemand my seer maak, maak ek jou terug seer. Jesus sê, bid vir die wat jou seer maak. As iemand jou op die een wang slaan, draai die ander wang. Dit gaan jou verseker anders laat lyk, in 'n wêreld wat 'n oog vir oog en tand vir tand heeltemal uit konteks uitgevat het, en sê, as jy my slaan, slaan ek vir jou dubbel so hard terug. As iemand jou bokleed vra, bied jou onderkleed ook aan. Die norm is, nee, kyk eerder hoe min jy vir iemand kan gee, nie hoeveel nie. Jesus sê, kyk hoeveel kan jy vir iemand gee, meer as wat hulle dalk van jou vra. Gee wat jy het as iemand jou vra, as iemand iets van jou vat, moenie dit probeer terugkry nie. Laat dit insink. Jesus sê verder, ons moet goed doen aan ons vyande, ons moet bereid wees om aan hulle te leen, selfs ons vyande, selfs as hulle nie sal terugbetaal, al gaan hulle nie jou terugbetaal nie. Dan moet ons dit los, sê Jesus. Ons sal 'n beloning in die ewige lewe ontvang. Dit is totaal weird wat Jesus hierso sê. En ek gebruik spesifiek die woord weird. Want ek het gaan kyk wat beteken die woord weird. Dit beteken vreemd, dit beteken ongewoon, dit beteken onverwags. Dit wat Jesus hierso sê is vreemd, dis onverwags, dit is ongewoon. En ek weet, wanneer ek hierdie goed lees, is dit vir ons dink dis abnormaal om so te leef. Dit is abnormaal om so te leef, maar dis wat Jesus vra van sy volgelinge. Hy vra vir sy volgelinge wat daarna hom luister op daardie, het sy dit nou die preek op die berg was, of die preek in die vallei, wat Jesus hiermee besig is, vra hy vir die wat na hom luister, hy sê, koninkrykskinders, burgers van my koninkryk, disippels van my, mense wat my volg, ek vra vir jou, ek sê vir jou, dis hoe jy leef. In hierdie hele gesprek gee Jesus dan die volgende rede vir sy versoek, dat ons anders moet wees. Hy sê, want as julle net goed doen aan die wat aan julle goed doen, wat maak julle anders as sondaars? Hulle doen dit ook. As julle net leen en help vir die wat kan terugbetaal en die wat jou terug kan help, wat is so besonders? Wat maak jou dan anders as 'n sondaar, want 'n sondaar doen dit ook. Ek sou dink is goeie besigheid, Jesus, om nie te leen aan iemand wat my nie gaan terugbetaal nie. Stem jy saam? Dis goeie besigheid. Jesus vra vir iets meer. Jesus vra vir iets meer. Wat maak jou anders as die sondaars? Die manier waarop jy besigheid doen, die manier waarop jy ander mense hanteer, wat maak jou anders as die sondaars? As jy net liefhet die wat jou liefhet, dink jy is wel.
Selfs sondaars doen dit. Jesus lig hierdie goed uit. En hy maak 'n beroep op die mense wat na hom luister om lewens te lewe wat anders lyk. Wat maak jou anders? Hoe lyk jou lewe anders as die van 'n sondaar? Dit is 'n vraag wat ons elkeen moet gaan vra vir onsself. En miskien dink jy, maar ek is dan nou nog 'n sondaar. Al is ek gered. Ek is nou nog 'n sondaar. Ek doen nog sonde. Ek hoop teen die tyd wat jy nou dalk al saam met ons in TD Kerk is, het jy al begin agterkom dat dit nie waar is nie. As jy weergebore is jy nie meer 'n sondaar nie. Ek hoop jy het dit nou al gehoor, want ons sê dit vir jou amper elke Sondag. Jy is 'n nuwe skepping in Christus. En daarom dat Jesus hierdie aanspraak maak op sy volgelinge. Ek gaan nou terugkom daarna toe. Nou ek en jy hoor dalk vandag hierdie goeters wat Jesus sê en ons maak dit af as wishful thinking. Wees eerlik met jou, jy het dit al gelees, jy het dit vanoggend gehoor, jy maak dit dadelik af as wishful thinking. Dit is onmoontlik, Jesus. 'n Mens kan nie so lewe nie. Net soos verlede week se boodskap waar ek met jou gepraat het oor die seën en die ellende uitsprake van Jesus, waar Jesus hierdie goed omdraai en sê, dit is hoe dit lyk om geseënd te wees. Dit is hoe dit lyk as jy ellendig is, en dis anders as wat ons daaraan dink, dis andersom. Gaan luister verlede week se preek as jy nie hier was nie. Jesus, wat het u gisteraand geëet om hierdie goed kwyt te raak? Dis wat ek wil vra, dis wat jy wil vra as jy eerlik is met jouself. Ons vat dit nie ernstig op nie, want hoe kan ons dit ernstig opneem? Ek en jy weet, dis onmoontlik. En ek weet ons vat dit nie ernstig op nie, want as ons dit ernstig opgevat het, sou ons dit gedoen het. Ek veralgemeen nou. Hoe gaan ons in hierdie wêreld oorleef as ons toelaat dat iemand my op die een wang slaan en ek dan die ander wang draai, laat hy my op daai wang ook slaan? Hoe gaan ek oorleef dan in hierdie wêreld? Hoe gaan ons oorleef as ons geld leen vir iemand wat ons weet ons nie terug gaan betaal nie? Hoe gaan ons oorleef as iemand my vra vir iets wat hulle nodig het, en in plaas van om net dit vir hulle te gee, gee ek vir hulle nog iets meer, nog iets beters. Jesus is duidelik nie in voeling met die werklikheid nie. Ek glo nie dat Jesus mal was nie. Ek glo nie dat Jesus skizofrenies was en uit voeling met die werklikheid was toe hy hierdie goed gesê het nie. Hy het presies geweet wat hy sê. Ek glo Jesus was baie doelbewus gewees wanneer hy vir hierdie mense wat na hom luister sê, as julle my gaan volg, is dit wat ek vir julle vra om te doen. Ek vra dat jy anders gaan leef. As jy my as jou Here aanvaar en jy word my disipel, dan bring ek nie vir jou 'n filosofie om oor te filosofeer nie. Ek vra nie vir jou om goed te glo en intellektueel te verstaan wat geen verandering in jou wêreld gaan bring en in jou lewe gaan bring nie. Ek vra jou nie om iets te leer sodat jy lekker debatte kan voer met ander ouens om die braai nie. Ek vra vir jou, ek sê vir julle, as julle my gaan volg, gaan julle anders leef. Nou, Jesus sê dit nie as 'n dreigement nie. Hy sê nie, as julle my volg, gaan julle anders leef nie. Julle beter anders leef nie. Nee, hy sê dit as 'n feit, as 'n stelling. Hy sê, julle sal anders leef, want iets gaan julle anders maak. Hy sê, dis 'n feit. As jy my gaan volg, en jy gaan my toelaat in jou lewe, en jy gaan na my kyk, en jy gaan my gees in jou ontvang, dan sal jy anders leef.
want jy gaan anders wees. Dis wat Jesus sê. En dit is die tweede manier waarop ons hierdie vraag kan bekyk. Wat maak jou anders? Met die klem op wat? Wat maak jou anders? Nie wat maak jou anders nie. Nie die klem op die dade nie. Nie die klem op wat moet ek nou probeer regkry en hoe moet ek nou anders probeer lewe nie. Die klem op die wat. By die wortel te begin. Nie by die vrug nie. By die hart. Nie by die dade nie. Wat het in jou hart en in jou lewe gebeur wat jou anders maak, toe jy Jesus begin volg het, toe jy jou lewe aan Jesus oorgegee het? Wat het verander wat nou maak dat jy anders optree? Dat jy jou lewe ander vrug dra? Jy sien, as jy na hierdie goed kyk wat Jesus hierso sê, en jy probeer dit verstaan, vanuit 'n ou perspektief uit, 'n ou mens perspektief. Ek bedoel nie bejaarde nie, ek bedoel die ou mens, die sondaar. Jy kyk na hierdie goeters en jy bedink, jy moet dit self doen. As jy kyk na hierdie goeters en jy dink, jy moet dit self regkry om jou vyand lief te hê, jy moet dit self regkry om die ander wang te draai, sonder dat iets in jou verander het, dan gaan dit vir jou geen sin maak nie. En dan gaan jy dit glad nie regkry nie. Tensy iets in jou verander, wat jou anders maak. Jy sien, ek kan vir iemand wat nog nooit in hulle lewe hartseer was nie, kan ek gaan sê, luister, jy moet medelee hê met hierdie persoon wat hartseer is. Daai persoon gaan dit nie regkry nie. Daai persoon gaan vir daardie hartseer persoon eerder sê, hey, luister, ruk jouself reg. Hey, hou op huil man, kom aan. Life is not fair, get up. Dis wat iemand gaan doen, maar as ek self hartseer beleef het, ek het self dit beleef, dan verander iets in my, en iets in my word anders, sodat ek dan medelee kan hê met daardie ander persoon. Baie maklik, dit kom van self. As ek verander word, dan kan ek anders wees. Being comes before doing. En dis die probleem waarmee baie Christene sit, is we don't allow God to transform us. Ons laat nie toe dat God ons transformeer nie. En dan probeer ons goed doen, we try doing, but we are not being. Ons word nie anders nie. Ons laat nie toe dat God ons verander nie, dan probeer ons goed doen. Ons probeer wette gehoorsaam, ons stel nog meer wette in, tradisies, godsdiens. Being comes before doing. En dis hoekom ek so opgewonde is oor hierdie reeks wat kom, hierdie 8 lewegewende dissiplines, want dit gaan goed in jou lewe inbou, wat jou gaan help om te word. It's gonna change your being, en dan gaan die doing gaan van self kom, baie makliker kom. So waarom glo Jesus, kan hy dan hierdie aanspraak maak op sy volgelinge? Waarom glo Jesus sal ons werklik so kan lewe, soos wat hy hierso sê? En nou keer ek terug na daai punt toe wat ek nou gesê het, ek sal na toe terugkom. Jesus maak hierdie aanspraak op ons lewens op grond van die feit dat ons nie meer sondaars is nie, maar dat ons nuwe skepings in hom is. In Jesus se woorde in hierdie gedeelte gebruik hy baie spesifiek die woorde, ons het kinders van die Allerhoogste geword. Julle het dit gelees. Hy sê, sy Vader is nou ons Vader. Elkeen wat hom volg na weergeboorte, word kinders van sy Vader. My liewe boetie en sussie, julle wat lank met die kerk kom, het mos so gepraat, broers en susters. Alright, nou ek praat nie so nie, maar weet jy wat, ons is regtig boeties en sissies van mekaar. Boetie en sussie, want ons het kinders van God geword. God het ons pa geword. Jy is regtig my boetie en sussie. En ons is regtig
God se kinders. En Jesus is ons ou boet. Hy is die eersgeborene van baie broers en susters. En ons is besig om gevorm te word na sy beeld en na sy gelykenis. Kyk gou na vers 35 weer, of ek lees dit vir jou, daar uit Lukas 6. Nee, julle moet ook julle vyande lief hê, doen goed aan hulle, leen aan hulle, moenie bekommerd wees dat julle dalk nie gaan terugbetaal nie, dan sal julle beloning in die hemel groot wees, en julle sal werklik optree as kinders van die Allerhoogste, want hy is goed vir die ondankbares en die slegtes. Vers 36, julle moet barmhartig wees soos julle Vader barmhartig is. So wat Jesus hierso sê is dat ons moet besef, ons het verander. Ons was sondaars, ons het die maniere van die wêreld gevolg in ons verhoudings, in ons seksualiteit, in ons geld, in ons besigheid. Maar nou is ons kinders van die Allerhoogste. En dit maak my anders. Dit maak die kern van my lewe anders. Ek het verander, my identiteit het verander. Die hart, die sentrale punt waarvan uit ek lewe het verander. En ek is nou kind van die Allerhoogste, wat beteken ek kan nou optree soos my pa. Al hierdie goed wat Jesus hier vra doen, dit doen God die Vader self. Okay? Hy sê, die laaste een wat hy uitlig, hy sê, want julle Vader doen goed aan die ondankbares en die slegtes. Dis hoekom ek vir julle sê en vra om dieselfde te doen. Tree nou op soos julle pa. Dis wat Jesus sê. Jesus vra ons om ons pa se voorbeeld te volg. Toe ons nog sondaars was, hoekom het ons opgetree soos wat ons opgetree het toe ons sondaars was? Hoekom? Want ons het opgetree soos ons pa, Satan. Satan was ons pa, toe ons sondaars was en ons het opgetree soos ons pa. Ons het gehaat, ons het gelieg, ons het gemoor, ons was gierig, ons het geld nagejaag, ons het plesier nagejaag, want dis wat ons pa gedoen het. Satan. Julle glo my nie, ek lees vir julle Johannes 8:44. Jesus sê, julle is uit die duiwel as julle pa gebore, en julle wil net doen wat hy as pa van julle verwag. Hy was van die heel begin af 'n mensemoordenaar. Dis wat Jesus vir die ongelowige sê wat daar so staan. Hy sê, julle tree so op, want julle pa tree so op. Julle is uit hom uitgebore. Ons almal was daar gewees toe ons sondaars was. En so kom ons so opgetree het, want dit was ons natuur. Maar deur Jesus het ons kinders van die Allerhoogste geword en ons het verander en ons moet dit besef. Al wat Jesus nou op aanspraak maak in hierdie gedeelte en ons mee aanmoedig, is dat ons nou vanuit ons nuwe lewe moet lewe. Vanuit ons nuwe werklikheid uit moet lewe. Dit is nou dat ons sal toelaat dat die werklikheid deurspoel na elke liewe area van ons lewens toe. Dis al wat Jesus sê. As ons besef ons is totale nuwe spesies, dan is dit nie so moeilik om te glo dat Jesus van ons vra om nou anders te leef nie. Nee, as ons nou ander bome is, dan is dit mos nou nie so far-fetched om te glo dat Jesus nou sê ons moet ander vrug dra nie. Dit is eintlik iets wat van self kom. Ons Vader is barmhartig. Daarom vra Jesus ons nou om barmhartig te wees. Hy het lief wie hom nie lief het nie. Daarom vra Jesus ons nou om dieselfde te doen. Hy absorbeer die haat van sy vyande en hy beantwoord dit met liefde. Hy doen goed aan die wat hom wil kwaad aandoen. Hy vergewe. Hy gee meer as wat ons ooit kan verdien. Hy het sy goedheid, sy godheid prys gegee en hy het 'n mens geword en éventueel aan 'n kruis gesterf. Jesus vra ons net om in die voetstappe van ons Pa te volg.
Is dit nie wonderlik wanneer 'n kind in sy pa se goeie voetstappe stap nie, hè? It's amazing. My pa was nog altyd en is nog steeds 'n baie harde werker. Hy figure 'n probleem uit en hy doen wat gedoen moet word. Hy praat nie net nie, hy doen. En hy doen dit nou. Want wat gedoen is gedoen. Ek wil in daardie voetspore stap. Dis my pa se voetspore waarin ek wil stap. My pa hanteer my ma soos sy lewensmaat. Soos 'n dogter van God. Met respek, met liefde. Ek wil in daardie voetspore volg. Jesus wil hê ons moet in ons hemelse Vader se voetspore volg. En ons kan, want hy het sy gees vir ons gegee. Ek lees vir jou Romeine 8, vers 15. Hoor wat sê Paulus hier, so hy sê, die gees wat julle ontvang het, is nie 'n gees wat weer vir julle vreesbevange slawe maak nie. Julle het die gees van ware kindwees ontvang, en deur hierdie gees roep julle uit tot God, Abba, Vader. Want die gees self bevestig teenoor ons eie gees dat ons God se kinders is. Besef jy, weet jy, dat jy die gees van jou Vader ontvang het. En daarom kan jy dit regkry om te leef soos 'n kind van jou Vader. Ek probeer nie iets wees wat ek nie is nie. Die Heilige Gees lei my om te wees wie ek is. En ja, dit gaan baie anders lyk as die sondige wêreld om ons. Oppas om dit wat Jesus hierso sê te gaan vergeestelik. En te sê, o nee, maar toe Jesus gesê het, draai die ander wang, het hy eintlik dit beleef. En ons maak dit so dat daar is eintlik so 1% van die kere wanneer ons ander wang gaan draai. Nee, toe Jesus gesê het, ons moet ons vyande lief hê, het hy eintlik dit bedoel. So eintlik hoef ek nie die lief te hê nie, en daai tipe vyand hoef ek nie lief te hê nie, en daai ene hoef ek nie lief te hê nie. Oppas vir dit. Dis nie wat Jesus hier gedoen het nie. Hy het gesê wat hy gesê het. As jy kind van God is, moet jy anders werk met jou geld. Jy moet anders werk met jou vyande. Jy moet jou staf anders hanteer. Jou besigheid moet anders lyk as die besighede van sondaars. Jy is werker, moet anders werk vir jou werkgewer as die sondaars om jou. As jy net so lui en so skelm is soos ander, dan is daar fout. Jy moet anders werk met die wat jou te nakom. Jesus sê nie hierso jy moet stupid wees met jou besigheid nie, en jy moet jou besigheid in die grond indryf, moet jy vir elke ou geld leen, vir nie werk doen nie. Maar hoe lyk jou besigheid anders? Hoe lyk jou besigheid soos jou hemelse Vader? Want dit moet. Jesus sê nie jy moet die prime target nommer 1 wees vir mense wat wil uitbuit en ander wil boelie en misbruik nie. Nee, maar hoe tree jy op teenoor die persoon wat vyandig is teenoor jou? Vir watse rede ook al, dalk omdat jy 'n kind van God is. Dalk omdat jy nie wil compromise nie. Hoe tree jy op teenoor die persoon wat jou te nagekom het? En wat maak jou anders as hoe 'n sondaar sou opgetree het? Jaag jy wraak na tot aan die eindhoeke van die aarde? Ons moet anders lyk as die sondige wêreld om ons. Hoe lyk jou huwelik? Hoe lyk jou seksualiteit, jong mens en ou mens? Jesus vra jou nie om jou gedrag te gaan modify in jou eie krag nie. Hy vra jou om jou wêreldbeskouing en jou oortuigings en jou waardes in lyn te bring met die feit dat jy 'n kind van jou hemelse Vader is. As die gedrag wat Jesus hier noem, nie plek of die piek van 'n ysberg is, as ek vir jou 'n goue driehoekie net kan laat verbeel,
Verbeel jou die driehoek, piramide, of 'n ysberg, julle weet mos, hulle sê wat 10% van 'n ysberg steek bo die water uit. As hierdie gedrag wat Jesus hierso uitbeeld, die piek van daai ysberg is, dan is die feit dat ons kinders van God geword het, wat ons waardes en ons oortuigings verander, die grootste deel van daai ysberg onder die water. Dan gaan die gedrag anders lyk. Dan gaan jy in 'n situasie kom, waar iemand jou op die een wang slaan, en jy gaan met liefde en met omgee die ander wang draai en sê, jy kan maar slaan, dit maak my nie seer nie, maar kom ek sê vir jou, ek is lief vir jou. Jesus gee in hierdie gedeelte daai goue reël vir ons, in vers 31, hulle noem dit mos die goue reël. Doen aan ander wat jy wil hê, hulle aan jou moet doen. Gaan dink 'n bietjie mooi daaroor. Wat Jesus eintlik hier sê is, jy neem die inisiatief. Jy neem die inisiatief. Jy wag nie tot iemand jou anders hanteer nie. Jy gaan doen anders aan ander. Jy hanteer hulle anders. Jy bring die verandering, want jy is anders, of hulle nou verander of nie. Hoor mooi, of hulle verander of nie, is nie die vraag nie. Jy tree anders op, want jy is anders, en so tree jy op, soos jou hemelse Vader. Wat maak jou anders? Jy is anders, want jy is God se kind. Gaan leef nou anders. Kom ons bid saam. Here, my gebed vir oggend is nie dat ons sal vashak en sal fokus nou by hierdie gedrag wat U hier uitlig. Dat ons dink, hoe gaan ek dit regkry nie? Hoe gaan dit werk? Hoe is dit moontlik? My gebed is dat U Heilige Gees, Gees van ons Vader, wat in ons woon, ons sal bewus maak van hoe anders ons is. Hoe ons anders is as die sondaars om ons. En dat ons sal toelaat dat daai werklikheid ons sal transformeer, dat dit sal deurspoel na ons besighede toe, deurspoel na ons taalgebruik, deurspoel na ons werksplekke, deurspoel na ons huwelike, na ons ontspanning, en dat ons anders sal lyk as sondaars. Nie omdat ons fake is nie, maar omdat ons regtig anders is. Dat ons sal lief hê die wat ons haat, dat ons sal omgee, dat ons sal die ekstra myl gaan, dat ons sal vergewe, want dit is wie ons regtig is. Heilige Gees, Gees van ons Vader, wat in ons uitroep, Abba Vader, kom bring ons lewens in lyn met ons nuwe identiteit, en mag ons gedrag dan anders lyk. Maak nie saak wat mense sê nie, maak nie saak of hulle daarvan hou of nie, dat ons anders sal hanteer, soos wat ons wil hê hulle moet ons hanteer, dat ons die inisiatief sal neem, om eerste dit te doen. Dit is wat U van ons vra as U volgelinge Jesus. Mag ons dit doen, maar help ons om dit te doen, help ons om dit te gaan uitleef. In Jesus naam, amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het by TD Kerk se uitsending, en spesifiek 'n groot dankie aan diegene wat ons finansiëel ondersteun en dit so moontlik maak dat ons kan aanhou om mense reg oor die land op hierdie manier te bedien. Mag die Here jou seën.